Goeiemôre gemeente, baie welkom hierso. Ek sien nie nuwe intrekkers nie, ek sien nie vreemde gesigte nie, maar as daar is, baie welkom. Ek wil net graag vir proponent Wim de Tooy voorstel, hy is nie vreemd hier by ons, ek dink dit is sy 3de keer. En ons kyk graag uit, ons luister na wat hy sê. Dankie Wim, welkom en sterkte. George, baie dankie. Vriende, hartlik goeiemôre van my kant af. Mag dit 'n wonderlike dag vir julle wees, 'n dag van ontmoeting met ons almagtige Vader. En 'n dag wat ons nie net stil word om die woord nie, maar dat ons stil word by die Here. En dit is my gebed dat God met jou sal praat. Dat God regtig met elkeen van ons vandag 'n ontmoeting sal hê. Mag jy dit so ervaar. Vriende, kom ons word stil voor die Here. As ons net so 'n bietjie van alles vergeet wat rondom ons aangaan, al die goed wat gebeur. Ek wil net vinnig verwys na 'n klompie afkondiginge. En op die kalender, daar is deurkollekte na die diens vir helpende hand, onthou asseblief daarvan. Die 30ste is daar 'n vergadering in gesprek met samewerking by Waterberg gemeente. Die van u wat betrokke is daarby. En dan Altafiljoenis in die hospitaal. So ons regtig vir u vra dat u asseblief van haar sal dink in u gebede. Ons verjaarsdag, die 29ste is Johnny Brandon, Jaco de Villiers, die 30ste Johan Janse van Rensburg en die 2de Leon Skinner. Baie geluk, mag julle lekker daar by julle familie en vriende sal hê. Onthou, as 'n ou verjaar mag jy nie skottelgoed was nie. Asseblief, dit is 'n belangrike ding wat ek gevind het. In elk geval, kom ons word rustig, dis ons afkondiginge en ons fokus op die Here. O Here God, ons prys U, want U is ons goeie Vader. Ag Here, dankie dat ons kan weet dat alles in U hand is. En as ons vanmôre na U toe kom, Here, en ons kom stil word, wil ons U aanbid, ons wil U loof, ons wil U prys en ons wil van U hoor. En as ons hiernatoe kom, Here, weet ons dat uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U kom toe die lof en die eer, want U is die groot almagtige Here God. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Mag jy dit vanmôre so ervaar. En kom ons prys die Here met die sing van Lied 203. Lied 203, loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe, ons 'n nuwe lied laat sing. So kom ons loof en prys hom met die sing van vers 1, 2 en 5.
Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg om in U naam by mekaar te kom. Wat 'n voorreg om U te kan ken. Wat 'n voorreg om 'n Bybel te kan hê. Here, dankie dat die Bybel die woord van die Here is. Dat dit U woord en U wil bepaal. Dit bevat dit. Dit spreek tot ons. Ag Here, en as ons vanmôre uit die woord uit lees, is dit ons gebed dat U die woord vir ons sal kom oopmaak. Dat U die woord sal kom verduidelik en dat U met ons in ons harte sal kom praat, Here, en dat U woord sal uitgaan en tref. En dat U met ons sal praat, Here, soos wat U met elkeen van ons wil praat. Nou Here, want ons is almal verskillend en U ken elke situasie. U ken elke persoon. U weet wat in ons harte is. En daarom, Here, wil ons vir U kom sê, ons is hier om te luister en dat U asseblief moet praat. Amen. U sien op die skerm vandag se tema, wanneer A en B nie gelyk is aan C nie. As jy, soos ek groot geword het, as klein seentjie, word jy groot met hierdie idee van, dat jy kan God uitfigure. As jy sekere goeders doen, dan verstaan jy hoe God gaan optree. En as jy sekere goeders baie goed doen of reg doen, dan kan jy miskien God se arm so 'n bietjie draai om te doen wat jy wil hê hy moet doen. So van kleins af het ek gedink, maar God kan dalk in 'n formule saamgestel word. Weet so iets soos wat A plus B is C. As jy A en B doen, dan sal God C doen. So ek het groot geword met hierdie gedagte, dat as ons na geloof ook kyk, dan bepaal, of kom ek sê, dan kan die sterkte of die kwaliteit van jou geloof, of my geloof, bepaal word deur A plus B is gelyk aan C. Dit word gemeet, jy kan dit volg, of 'n trek, soos die Engelsman sê, dis meetbaar. As ons genoeg A en B doen, dan sal God genoeg C vir ons doen. Maar die teenoorgestelde het ek ook vir myself uitgewerk, is dat as ek nie genoeg A en B doen nie, dan doen God ook nie genoeg C nie. Miskien kan u jouself vind in hierdie denkwyse wat ek as kind gehad het. So as God op die ou en nie C doen nie, dan het ek ergens iets verkeerd gedoen. Dan maak die som nie sin nie. So ergens is daar fout met A en B. As kind het ons hierdie ding geleer van lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Miskien het u dit, die van u wat in die kinderkrans baie jare terug was, dit was ons liedjie gewees, lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Dit gee nie altyd krag nie, het ek uitgevind. Daar's tye wat lees jou Bybel nie lekker is nie, en daar's tye wat bid elke dag nie regtig die krag gee wat jy wil hê nie. So dan doen jy iets verkeerd. So as ons na geloof kyk, dan sien ons, maar mense dink baie verskillend oor geloof en hoe moet jy geloof meet, en of dit enigstens meetbaar is. Baie mense kom en sê, weet maar, as jy na daardie persoon kyk, dis nou 'n sterk persoon in die geloof. En dan baie keer hoor ons verhale van, as hierdie persoon vir jou kom bid, dan sal dit regtig goed gaan met jou, of dit sal regtig by jou behoeftes aanpas, of die saak wat jy oor wil bid. As hierdie persoon kom, want hierdie persoon is 'n verskriklike sterk
persoon, dit is sterk geloof. En ons sien dit oralster in die kerke in die wêreld, dat van tyd tot tyd is daar iemand wat na vore kom en sê, is reg, as ek vir jou bid, of as ek na jou kerk toe kom, of as ek vir jou preek, of as ek dit of dat doen, dan sal, jy kan jy amper soort van God se arm draai en so 'n bietjie sê, weet, hierdie persoon het voorkeur, hierdie ou het invloed by die Here. Ons dink baie keer so daaroor. So die verhale wat my oor die jare nog altyd gefascineer het en wat vir my bemoedigend was om te sê, hier is sterk ouens in die geloof. Verhale soos Elia en die Baal-priesters van 1 Konings 18, waar Elia gekom het en dit so vrot in die land gegaan het en hulle die swakste koning nog ooit gehad het van koning Agas, en dit was net Baal tempels die wêreld vol gewees, en Elia sê, kom ons maak hierdie saak uit. En hy roep al die priesters en sê, kom ons hou 'n kompetisie, ek alleen teen, ek dink hulle was 450 priesters op die ou einde gewees, kom ons hou 'n kompetisie en ons kyk wie se God is die sterkste. En dan het ons hierdie groot kompetisie waar die regte God moes antwoord met vuur, op gebed, en dan is dit net Elia wat man alleen daar staan en vir God bid. En is 400 priesters dans en gaan te kere, maar arme Baal doen niks nie. Nou kom Elia en bid en sê vir die Here, asseblief stuur vir ons vuur, en dan vernietig God amper die hele berg met vuur. En Elias gaan bid en sê ons het reën nodig, en dan sê hy vir Agas, jy moet ry vriend, want jou wa gaan vasval in die modder, al het dit vir jare nie gereën nie. En jy lees hierdie verhale, en dis, wow, dit is ongelooflik bemoedigend om te sê, ek wens ek kan soos daardie persoon wees. Ek wens dat as ek bid, dan antwoord God op hierdie manier. Daniël in die leeukuil, Sadrag, Meshach, Abednego in die vuuroond. Sterk ouens, hulle bid, God beskerm op fenomenale groot maniere. Dis hierdie groot events, as jy dit soort van kan noem, hierdie gebeurtenisse. En dit bemoedig ons, ek sê, ja, ek wil ook so wees. Ek wil ook hê God moet kan reageer op daai manier as ek bid. A plus B is dit. So as ek A en B dalk beter doen, dan sal God dalk in C ook so optree. Dit was stories wat vir my baie bemoedigend was, of wat sterk is, wat ek van gehou het en my geloof laat groei het. En dis stories waarvan ons hou. Dis stories wat ons sê, ja, as ons bid, wil ons sê, God moet so optree. Miskien die van die wat nou die Olimpiese spele gekyk het, ek hoor, daar is baie stemme los oor wat nou alles gesien is en wat gebeur is en die bespotting wat in Christendom onder andere nou daarmee saamgegaan het. Dan voel ons ook so. Maar kan ons nie A en B dat God ook soos met Elia hierdie ouens verdelg of iets van hierdie aard nie. Dis hoe ou baie keer voel. In 'n meer hedendaagse verhale, situasie wat ons hoor, is verhale wat ons hoor van mense wat sê, die dokter vertel vir ons, daar is geen hoop nie. Iemand is siek, maar daar's nie hoop nie. Daardie persoon sal moet ingaan vir operasie, sal moet ingaan vir chemobehandeling of kankerbehandeling of een of ander spesialiteit behandeling. En almal het begin bid. En die boodskap het uitgetrek, almal is ge-e-pos en ge-social media en binne 'n week was daar nie iemand in die land wat nie geweet het van hierdie situasie nie. Die hele wêreld het gebid. En toe ons vir die operasie opdaag en daar 'n laaste scan gedoen was die kwaal weg. Was daai kanker weg. En ons het net so huis toe gegaan.
En dit was 10 jaar gelede en vandag is daai persoon nog steeds gesond. Dis die verhale wat ons sê, wow, God is wonderlik. Die verhale van my kind en haar man was altyd so lief vir mekaar, maar toe hoor ons hulle wil skei. Mense begin bid, God begin goeders doen en hulle vind mekaar weer en alles gaan goed. Dis die verhale wat ons van hou. Dis die verhale van die God waarin ek glo. Die probleem met hierdie verhale is, dit is gekoppel aan omstandighede. Dis gekoppel aan God doen iets groot. Dis een of ander groot oomblik, groot gebeurtenis, groot ding wat gebeur, wat ons almal verstom laat. Maar wanneer God nie so optree nie, dan raak ons soms die pad byster. En dan sit ons baie keer en wonder, maar waar's God? Hoekom? Kon hy nie maar nie? Hoekom werk A en B is gelyk aan C nie meer nie? Of werk dit net vir sekere mense, maar vir ons mense werk dit nie? Jy sien, as die sukses van gebed en sukses van iemand met 'n groot geloof gekoppel is aan hierdie groot gebeurtenisse, as dit jou fondasie is, dan is daar vandag rooi ligte vir ons. Dan is daar regtig rooi ligte wat aangaan, want as ek net vashou aan hierdie groot ervarings, emosie, die fantastiese wonders en afhanklik is van hierdie goeders om staande te bly, dan is jou geloof gegrond nie in Christus nie, maar in omstandighede. Dan is jou geloof nie gegrond in 'n persoon nie, maar dan het jy 'n omstandigheidsgeloof. Ek het die storie dalk al vertel, maar baie jare terug was ek met 'n groep kinders in ons jeugbediening, was ons na een van hierdie jeugfeeste in Gauteng toe. Dit was nou 'n hele klomp jare terug. En dit was 'n fantastiese belewenis, veral ons klomp wat nou so 'n bietjie van die platteland af gekom het. Dit was ligte en lawaai en alles wat wonderlik en fantasties was vir jeugbediening. En fantasties, en die mense wat gesing het en wat lofprysing aangebied het, was wonderlik geweest. En op 'n stadium terwyl hulle kunstenaars ruil, stap 2 meisies by my verby. Ek het hulle so geskat hier rondom 14, 15 rond. Hulle stap by my verby. En die een sê vir die ander een, "This is boring. I came for a bash, and this is not a bash." 'n Opmerking wat my oor jare verskriklik laat dink. Is Jesus 'n bash? Is Jesus vir ons 'n bash, dat jy van groot oomblik na groot oomblik na groot oomblik, belewenis toe moet hardloop, om jou geloof in hom aan die gang te hou. Want dis in 'n mate hoe ek gedink het toe ek jonk was. Van Elia na Daniel, na Sadrag, Mesach en Abednego en 'n klomp ander ouens wat ons kan dink in die Bybel. Spring. En op 'n stadium as daai golf nie opgaan nie, dan val hy ou se geloof. Job se vrou was iemand wat daai ding gedoen het. Toe lank as wat dit wonderlik was en God fantasties was en alles reg was God goed. Maar toe die gety draai en arme Job gaan sit op die ashoop, toe sê sy vrou ook, man, los vir God.
Los vir God. Die Fariseërs, die hele tyd vra hulle hierdie vraag, A plus B is C, Jesus, nou hoe werk dit? Kom verduidelik jy nou vir ons hierdie ding. En die Fariseërs bly heeltyd wonders vra dat Jesus selfs op 'n stadium vir hulle sê, hoor hierso, ek gaan nie eers meer vir julle iets doen nie, want julle glo in elk geval nie. Jy sien, stories wat vir ons regtig trek, of wat eintlik baie meer versterk, is 'n storie soos die volgende. En dis stories wat jy by begrafnis hoor en by 'n oop graf vind. En jy hoor die verhaal van mense wat iemand verloor het. 'n Seun, 'n dogter, 'n ma, 'n pa, 'n ouma, 'n oupa, iemand spesiaal. En hulle het al die A's en die B's gedoen. Maar God het nie met C geantwoord nie. God het nie hul gebede gehoor soos wat hulle gehoop het nie. Hy het nie geantwoord soos wat die formule gesê het nie. En die stryd met die siekte is verloor. Maar dan hoor jy van mense wat vir jou kom sê, weet jy, ons verstaan nie, maar God is by my. God gaan ons deur hierdie pad vat. God is nog steeds goed vir ons. Ek vertrou steeds op my hemelse Vader. Want jy sien, my geloof berus nie op omstandighede en my bekwaamheid om my omstandighede te kan verstaan en te interpreteer nie. Maar my geloof is in God. My geloof is gefestig in 'n persoon, in Jesus Christus, wat God die Vader gestuur het om ons sondes te kom vergewe. Geloof het niks met A, B en C te doen nie. Geloof is nie 'n formule nie. En daarom wil ek vir julle vra, as jy Bybels gebring het, jy kan op die skerm ook kyk, gaan ons vinnig na 'n paar verse in Hebreërs hoofstuk 4 kyk. Dit sal op die skerm wees, of van vers 14 af, wat juis oor hierdie ding gaan. Vers 14 sê, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. So kom ons stop net hier vir 'n oomblik. Wie was die hoëpriester en wat moes hy doen? Wel, hy was die hoëpriester, was die een wat een keer 'n jaar in die Allerhoogste kon ingaan en gaan offer het vir die hele volk se sondes. Hy bring offers vir die sonde, vir die volk se sondes. Hy is die middelaar in die Ou Testament tussen mens en God. Hy is die een wat versoening tussen mens en God bewerk. En ons vind hier die fondasie van die geloof in die Ou Testament van iemand wat in die middel staan en vrede bewerk. En nou sê Hebreërs en sê, ons het 'n groot hoëpriester. En dis nie meer 'n mens nie. Dis nie meer iemand wat in 'n tempel werk en offers bring nie. Dis Jesus Christus. Dis hy wat kom sterf het. Dis hy waarin ons vashou. En waarin ons bely. Dis hy. So kom ons kyk nou, kom ons lees aan vers 15. Vers 15 sê verder, die hoëpriester wat ons het, dis nou Jesus. Hy is nie een wat geen medelee met ons swakhede het nie. Kom ons kyk mooi. Ons het 'n redder, 'n hoëpriester, 'n iemand, 'n redder wat omgee, 'n verlosser wat medelee met ons het. Jesus is nie net iemand wat verwyderd van ons is nie. Hy's nie 'n formule nie. Hy's nie 'n konsep nie. Hy's nie 'n bash nie. Hy is 'n iemand wat nie verwyderd is van dit wat ek en jy elke dag ervaar nie.
Hy's nie iemand wat wanneer ons bid, geen belangstelling het in wat jy sê nie, nie omgee van wat in jou lewe aangaan nie. Hy's iemand wat persoonlik by jou en my betrokke is. Hy ken ons, hy verstaan ons, hy kyk na ons. Hy gee om. Hy's 'n hoëpriester wat medelee het. Ons verlosser kan ons sê is iemand wat vir jou en vir my ken en sê, ek weet. Ek weet. Dit wat jy nou vir my sê, wat jy bid, ek weet. En ek gee om. Ek hoor jou. Ek weet nie net wat in jou lewe gebeur nie, ek weet hoe jy voel vandag. Miskien is jy bly, miskien is jy opgewonde, miskien is jy bang, miskien is jy gefrustreerd, maar wat jy ook al is in jou gebeure, Jesus sê, ek weet. Ek ken jou. Ek ken jou pyn, ek voel die druk, ek weet. Ek's 'n hoëpriester wat medelee met jou het. Ons lees verder. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoekings onderwerp. Net soos ons. So wat bedoel die skrywer? Bedoel hierso dat Jesus in elke opsig, elke situasie waarin ek en jy blootgestel is, ken. Elke ding wat ons kwaad maak, elke ding wat ons frustreer, elke ding wat vir ons uitnooi en sê, kom saam met my, dis lekker hierso. Maar eintlik is dit verkeerd en jy gaan seer kry. Hy ken dit. Hy weet van dit. Hy ken elke onderwerp waarin ek en jy blootgestel word. In elke opsig, daar is nie 'n situasie wat hy nie ken nie. Daar's nie 'n emosie wat hy nie verstaan nie. Hy was in elke opsig net so versoek soos ek en jy. Dink maar aan, as ons 'n bietjie dink, Jesus het 'n nag in doodsangs deurgebring uit vrees vir die gebeure van die volgende dag. Is jy al bang vir môre? Is jy bang vir wat môre gaan gebeur deur die week? Ek dink ons was almal al daar. Enige iemand wat hulle 'n nag in doodsangs deurgebring het uit vrees vir die gebeure van môre, sal weet wat Jesus van praat en hy ken jou. Is jy al bang vir 'n hofsaak wat dalk teen jou gerig is? En jy weet dit gaan jou lewe dramaties beïnvloed. Is jy bang vir 'n dissiplinêre verhoor? Dalk 'n afdanking wat op jou pad lê. Is jy bang vir daardie afspraak by die hospitaal? By die dokter? Ja, ons is bang vir daai goed. Jesus sê ek weet. Ek weet. Is jy bang vir 'n familielid? Is jy bang dat jy met iemand gaan paai kruis wat jy nie wil nie? Jesus sê ek weet. Ek gee om. Elkeen van ons het of sal nog 'n aand beleef waar ons deur angs en spanning oor die volgende dag se beure, dit gaan ons uit die slaap hou. Ons redder het 'n aand deurgebring. Hy was gemartel. Hy was gekruisig en al hierdie goed het vooraf in sy kop afgespeel. Jy sien, Jesus het as kind al tussen die kruise groot geword. As kind het hy kruise gesien van Spartacus, Judas die martelaar. Hy was omtrent so 14 jaar oud, skat ons, toe Judas die martelaar optog teen Rome op hol gehad het. En Rome het teruggekom. En hulle het die hele Jerusalem, die pad, al die paaie rondom Jerusalem het gebrand van kruise, van al sy krygers en die mense wat hom ondersteun het. En Jesus as 14-jarige wat waarskynlik
daarby verbygeloop en geweet, hier gaan ek eendag hang. Dit lê vir my voor. Hy het geweet wat 'n kruisiging is. Hy het geweet hoe dit voel om in angs te leef, uit vrees vir die volgende dag. Hy het geweet hoe dit voel as jou vriend jou verraai en jou in die rug steek. Iemand wat jy vertrou en gedink het, ek kan 'n pad met jou stap, en dan draai iemand op jou. Draai teen jou. Sommige van ons weet hoe dit voel. Jy het met haar getrou, want julle was beste vriende. En sy met jou. En vir 'n klomp jare was julle beste vriende. En inteendeel, jy het altyd gedink, maar ons is beste vriende. En eendag, toe trek iemand jou nader en sê vir jou, weet jy, ek weet nie hoe om dit vir jou te deel nie, hoe om dit vir jou te sê nie, maar hier is goed wat jy van moet weet. Hier is goed wat plaasvind, wat jy niks van weet nie. En jy ken nie daai gevoel van pyn, hoe dit voel as iemand wat jy vertrou en lief gehad het, skielik jou siel uit jou lewe uitruk. Ons almal weet van dit. Jesus moes toe kyk hoe sy beste vriende van hom af weghardloop. En die vriend waarmee hy die meeste tyd gespandeer het en ingeploeg het, en het kom voor 'n tienermeisie. En hy sê, ek ken nie die ou nie. Petrus so gesê vir 'n tienermeisie, ek's nie een vir hulle nie. Ken hom nie. Die meeste van sy familie verwerp hom. Van ons weet hoe dit voel. Hy het geweet hoe dit voel as God jou verlaat. Was ten minste as dit voel. In Jesus se geval het God hom verlaat. Hy weet hoe dit voel om alleen te wees. Vriende, dit beteken Jesus het versoeking op versoeking ervaar. En daardie versoekings waarmee ek en jy so sukkel en wat ons so plat trek, kan Jesus sê, weet jy, ek weet. Ek weet. Hy het versoeking op versoeking ervaar. Dalk moet ou eers hier 'n bietjie stop en 'n bietjie net kans gee dat hierdie goed by 'n ou insink. Want dit mag dalk net ons manier van aanbidding radikaal verander. Die manier hoe ek en jy met God praat en as ons gaan bid en op ons knieë neerval. As ons weet, maar God weet. Hoe ons met God praat en hoe ons voel. Nou vriende, kom ons lees die laaste gedeelte van die vers. Hy was aan versoekings onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Jesus het 'n perspektief en ek dink dit is belangrik as ons werk met A plus B is gelyk aan C en hoe ons bid en al hierdie goeters is hier 'n belangrike ding om te verstaan. Hy het 'n perspektief wat ek en jy nie het nie. As ons na die lewe en na onsself kyk. Hy het 'n perspektief op die lewe wat ek en jy nie kan sien nie, want ons is onder die invloed van sonde. Ons is sondige mense. Ons leef in 'n sondige wêreld. Ja, ons is verlos van die sonde. Maar ons leef steeds in 'n sondige wêreld en ons denke en die manier van dink spruit nog steeds daar uit. So kom half hoe Paulus dan uitroep en sê ek kyk nou in 'n dowwe spieël vas. Ek kan net effens raak sien, maar eendag sal ons alles sien. Maar Jesus sê weer, omdat ek het al hierdie versoekings gehad, maar ek het nie gesondig nie, kan ek na die lewe kyk en verstaan waar u en ek nie kan nie. En as ons na ons lewens kyk en ons kyk na ons perspektiewe, ons kyk na die goed wat met ons gebeur. En jy staan by die punt wat jy sê, maar A en B moet C gee en dit wil nie C gee nie, Here, hoekom? Werk dit nie? Dan sê Jesus, maar ek sien die lewe anders as jy.
Ek kan jou situasie van 'n ander perspektief af sien. En daarom moet jy my vertrou. Ek sien iets en ek weet iets wat jy nie kan nie. Maar ek vat jou hand en ek stap saam met jou. Het jy dit al gehoor by mense? Soos wat ek net gesê het, baie keer op 'n begrafnis. Ek verstaan nie. Maak nie sin nie. Ek is gefrustreerd, ek is kwaad, ek voel 'n klomp goeters, maar ek hou vas aan die Here. Hy gaan my hierdeur lei. Dis wat Jesus sê. Hy het 'n perspektief op my lewe wat ons nie het nie, want sonde maak ons blind. Dit verstrik ons dat ons nie duidelik kan sien wat aangaan nie. Ons kyk na vers 16. Vers 16 sê: Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang en so op die regte tyd gered kan word. So kom ons sit alles net bymekaar. Ons het 'n hoëpriester. Hy het medelee met ons, Jesus Christus. Hy het alles ervaar wat u en ek vandag ervaar. Maar hy het nie gesondig nie. So wat beteken dit? Kom ons gaan met vrymoedigheid na hom toe. Hoekom? Sodat ons barmhartigheid en genade kan ontvang. Gaan na God se genadetroon toe met vrymoedigheid. Nie met vrees nie. Ons gaan baie keer na God toe en sê ek is eintlik bang. Ek is skaam vir wat ek dalk gedoen het of wat ek wil sê. God sê kom met vrymoedigheid. Kom nie met 'n onpersoonlike vroomheid nie. Ons leer baie keer, as 'n ou bid moet jy 'n gediggie opsê of 'n bepaalde rympie of 'n ding. Moenie met 'n oordrewe vroomheid kom nie. Jesus gee looi die fariseërs met hulle vroomheid. Jesus sê moenie met skuldgevoelens kom nie. Maar kom met jou emosies. Kom met eerlikheid. Kom met opregtheid na hom toe en kom met vrymoedigheid en gaan sit by hom. Hy's 'n persoon. Hy's nie 'n formule nie. Hy's nie 'n bash nie. Ontvang twee dinge. Die eerste een wat die skrywer sê vir ons, ontvang barmhartigheid. Ek dink 'n beter term wat dalk sê wat hier aangaan is, ontvang ontferming. Ons barmhartigheid in ons konteks is so bietjie iets anderster. Ontferming. Ontferming is wanneer God sê, dit is wanneer, ontferming is God wat jou en my saak ernstig opneem. Ontferming sê, ek kom na God toe, God hoor my, hy luister my, hy sê vir my, ek weet, en ek gaan iets doen. God kyk in my rigting en hy sê, ek verstaan, ek is daar vir jou, ek gaan iets doen, jy gaan dit dalk nie verstaan nie. Partykeer is dit soos Elia, maar partykeer is dit nie. Maar of dit nou is of nie is nie, ek verstaan jou situasie en ek gaan jou antwoord soos wat ons nodig het, soos wat jy nodig het. En soms is dit tasbaar dat God radikale goeders doen, soms net 'n diepe vrede dat God jou op die regte tyd hier gaan uitvat en verandering bring. Maar wees verseker, elke keer wanneer ek en jy na die troonkamer van ons Vader toe gaan, is daar ontferming vir u en vir my. Tweede ding wat ons skryf, genade. En in hierdie konteks beteken dit die krag om te volhard. Genade om deur dit te kom. Met energie uit te hou.
Genade is om deur hierdie omstandighede te werk. Deur 'n halwe verstaan van God se optrede. En deur tye wat God ver voel, deur tye wat dit voel, maar ek is hier onder en ek gaan nooit weer opkom nie. Dan sê God vir jou, daar's genade. Ek gaan saam met jou, want ek weet. Ek weet waardeur jy gaan. Liewe vriende, waarop is jou geloof gebou vandag? Is jou geloof 'n bash? Is jou geloof 'n groot gebeurtenis? Is jou geloof 'n formule? En vir solank as wat hierdie goeie sin maak, dan werk dit, maar as dit nie, dan val ons plat. As jy nie weet nie, dan wil ek jy vandag sê, jy moet regtig moeite doen om uit te vind, wat is dit? Want almal van ons bou ons geloof op iets. En as jy jou geloof op omstandighede bou, gaan jy elke keer jou geloof verander, wanneer jou omstandighede verander. Jy sien, God vra nie van ons om in hom te glo, of op hom te vertrou, gebaseer op ons bekwaamheid, om omstandighede te interpreteer en te verstaan nie. Maar op hom te vertrou dat hy is wie hy is, en dat hy doen wat hy doen, volgens wat die Bybel wat vir ons leer. Jesus roep ons uit, nooi ons, kom na my toe. Kom na my toe. Almal wat moeg is, almal wat swaar kry, almal wat sukkel, almal wat gefrustreerd is, almal, kom na my toe. My juk is lig en my las is lig. Kom na my toe. Kom na die persoon van Jesus Christus toe. Hy's nie 'n hy's nie 'n formule nie. Ons geloof is in 'n persoon. Wanneer A en B nie gelyk is aan C nie, bly Jesus nog steeds dieselfde. En het ons 'n hoëpriester wat in elke moontlike omstandigheid ons omstandighede verstaan. En ons wil toevou met ontferming en genade. Liewe vriende, kom ons bid saam. O Here, ons prys U, ons loof U en ons dank U, Here, dat die woord vir ons net kon sê wie U is. Dat U woord die waarheid is. U weet wat ons vandag moet hoor. U weet wat is die genade wat ons moet ontvang. U weet wat is die ontferming wat ons nodig het. Ag Here, en ons kom na U toe, Here, as 'n geloofsgemeenskap, as 'n kerk, as individue. O Here, en ons vra dat U met ons 'n pad gaan stap, dat U ons sal vashou. Help vir ons, Here, dat ons nie na formules of na groot gebeurtenisse en goeters gaan kyk, want ons sê dis waar die Here is nie. Maar dat ons sal weet die Here is altyd by ons. Ag Here, ons bid vir Tannie Alta in die hospitaal. Ons bid dat sy dat U met haar sal wees, dat U genesing sal bring op die regte tyd en die regte manier. Ons bly saam met hulle wat verjaar. Here, ons bid vir die vergaderings wat voorlê in hierdie week. Ag Here, maar ons bid vir elkeen van ons se weke wat voorlê. Se dinge wat gaan gebeur, se goeters wat ons beplan. En dat U met ons daarmee saam sal gaan. Laat ons 'n lig skyn in hierdie gemeenskap. En ons prys U in die naam van Christus. Amen. Liewe gemeente, kom ons dien die Here met ons gawes.
Liewe vriende, kom ons staan, kom ons bely ons geloof hardop saam, voordat ons afsluit met 'n lied. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons sluit met die sing van lied 519. Sing daarvan al 4 die verse, 'n lied wat sê, kom ons wees stil en weet, want God weet. Lied 519, vers 1 tot 4. Liewe gemeente, die genade sal by almal van julle wees wat ons Here Jesus met 'n onverganklike liefde liefhet. Amen.